Praat vanaand het sy gesê jy kan oor enigiets praat. Nou dit is 'n baie wye onderwerp. En so wat ek gedink het ek gaan so 'n bietjie praat oor en dit klink so 'n bietjie motherhood en apple pie stuff. So 'n bietjie praat oor hoe ek dink wat ek dink belangrik is en tipe van goed wat ek vir my kinders sê oor werk en oor hulle beplanning van die lewe en hulle uitgangspunt oor die lewe. As gevolg van wat ek gedoen het in my beroepe in. En dan wil ek so bietjie, gaan ek net vinnig touch oor coronation, want dit was 'n amazing, wat's dit nou, 33 jaar gewees. Wat ons letterlik begin het met posbusse reël en kantoorspasie kry en biblioteek opbou en al daai goeders tot waar gaan het. En so 'n bietjie reflekteer op wat het dit gehelp om dit te maak werk. So, en dan is ek happy om te praat oor ekonomie of vrae te beantwoord oor ekonomie of oor slank my nie vra wat die rand dollar gaan maak nie, want niemand weet dit nie. Maar ja, maklik, ek dink dit is makliker as mense daar oor spesifieke vrae praat. So ja, soos Fritz gesê het, ek is 1981 met 'n kilant gewees, basie is hierso. Ek dink so enigste wat die is, ja. En toe iemand vir my sê, ek dink my suster wat gesê het, Moreesburg skool is hierdie jaar 150 jaar oud. En dit my onmiddellik geslaan tussen die oë, want ek onthou in 1976 was ek 12 jaar oud gewees en ons het toe die eeufees en ek onthou dit was nog so 'n boek en ek het gaan klop by al die bure om die boek verkoop te kry en ewe skielik is dit 50 jaar later en dit is so 'n bietjie van 'n herinnering hoe vinnig 'n reminder hoe vinnig die lewe verbygaan. Maar ja, so dit is spesiaal en daarom is dit ook lekker om hier te wees vanaand om op die 150-jarige viering van die skool ook hier terug in die dorp te kan wees. Ja, en ek was matriek gewees, ek probeer nou terugdink, toe voorberei vir die chat, ek gedink het was meneer Nortee gewees vir sy Afrikaans, Mam was Engels, ek kan nie eers aanvang Hofmeyer, so is Hofmeyer gewees. En Mam was, ek gaan so bietjie, iemand het een keer vir my gevra, wie is die persoon wat die meeste indruk of die meeste grootste impak op jou lewe gehad het. En sy was een van die mense wat ek aan gedink het, want vir my in die werks, en dis miskien iets wat ons later meer oor sal praat, Engels, die hele kommersiële wêreld en finansiële markte is Engels. En as ek nie kon Engels praat nie, was ek, jy probeer 'n argument maak, jy probeer met kliënte interaksie hê, en as jou Engels nie daar is nie, dan begin jy met 'n agtergrond. En my Engels is nog altyd nie daar nie, maar dit sou baie erger gewees as Manny gesê het, en sy het aangedring, jy onthou nog, sy het aangedring, jy mag nie 'n woord Afrikaans in my klas gesê, sy het net gesê, I don't understand the taal, was haar en sy het my ook liefde vir lees gegee, so baie, ek sê nou die dag vir iemand, die Wilbur Smith boeke, ek dink daar was een Wilbur Smith boek wat ek nie gelees het, jy moes soort van gereeld feedback gee van die boeke wat jy gelees het. Die Wilbur Smith boeke, by the way, ook vir 'n 17 of 16-jarige die seks scenes daarin, het ook makliker gemaak om die boeke te lees. Maar sy het definitief aangedring, jy moes die Engels lees. Dan meneer Spies was rekeningkundige gewees. Meneer De Jong, dink ek, was skynat. Hy was, ek dink nie lank hier. Paulsen, ja, met De Jong was die vorige skynat. Dis Paulsen gewees. En dan, nee, ek was by meneer Nel gewees. Gewees. En, weet ek nou uitgevoerd, wiskunde was toe meneer Engelbrecht gewees, na my pa weg is, ja. Ek was ook gelukkig gewees, ek was hoofsenaar gewees, ek was baie gelukkig, my ouers, daar staan nie gedink is gelukkig nie, maar hulle is weg einde graad, standaard 9, graad 11, so op 'n manier, het was nooit lekker om die skoolse kind te wees,
in 'n klein dorpie nie, maar ten minste in matriek was ek toe op my eie gewees. Maar die nadeel was toe moes ek, hulle was in Williamstown toe, so ek moes toe in die koshuis bly en ek kon net vakansietyd huis toe gaan. Dis die eerste keer dat ek by the way op 'n vliegtuig was, toe ek huis toe gevlieg het. Nou jy vertel gou van dit toe kry jy ook pak in die koshuis. Ja, dit ek. Hy kon die spel blikkies. Dis ek uiteindelik pak gekry. So ek kon nie skool weer gaan sonder nie 'n pak nie. Ja, skooljare was goed geweest, ons het baie sport gedoen. Dit was amazing geweest, Moreesburg, en ek dink is nou nog so, ek het minder kontak met die skool nou, maar dis of dit kultureel was, of dit sport was, of dit akademies was. Die skool het altyd, na my mening, punched above its weight. Daar was altyd goeie resultate geweest, en ek sien so hier en daar sien ek op sosiale media nog van die resultate deurkom, en ek moet die skool baie krediet gee en geluk sê, dat met relatiewe klein hoeveelheid kinders, ek dink ons jare was dit hier rondom 300, ek weet eers, die hoërskool, ek weet eers hoeveel daar nou nog is nie, maar die tipe van goed wat hulle reg gekry het, was amazing geweest. Die een staaltjie wat ek gou vinnig sal vertel is, meneer Nel Pert is obviously hy en sy vrou Elsa, en ek dink sy leef nog. Hulle was amazing met die atletiek geweest. En daar staan in die Sasol atletiek kompetisie geweest. En hy het toe gesien daar's gaps in die reëls. So ek dink op stadium was dit net vir wen en vir tweede plek en derde plek punte gekry, en dan tel hulle almal by mekaar wie die uiteindelike wenner is. En toe het hy baie vinnig agtergekom, die meisies hou nie daarvan om die lang afstande te hardloop. Dan skryf hy 2 of 3 kinders in vir die lange, vir die 10.000 of 5.000, whatever die langste was wat die meisies moes hardloop. Daar's dan niemand anders wat in die reis hardloop nie, dan kom Moreesburg eerste, tweede, derde. En dan wen hulle of hulle kom tweede op die land. En toe begin die ander skole kla, hulle het die reëls verander op die eind, maar hy het gesê, I played by the rules, en dit is amazing hoeveel keer Moreesburg goed gedoen het in daai kompetisie. So met hulp. Ek dink ek kan nie dit 100% met sekerheid sê nie, maar ek dink ons op die ou end, in ons jaar, ons was 50 kinders in matriek geweest, het ons 8 gemiddelde A's gehad. Nou dit was in 'n tyd geweest wat basies sê hy weet nie daarvan nie. Hy was nie een daarvan. Dit was in 'n tyd waar daar nie soos deesdae wat 20-30% van 'n klas A's kry nie. Ek dink in totaal, die Kaapse provinsie was toe nog Weskaap en Ooskaap en ek dink Namibië was ook by. So in totaal was daar iets soos 1000 A's, gemiddelde A's gewees. En toe het iemand 'n klompie jare later, hulle het op daai jare nie gedoen nie, maar hulle het later begin om die skole te rank op akademiese prestasie vir matriek. En iemand het toe gegaan en daai selfde reëls gebruik om van die vorige jare se ranking dan te gaan doen. En vir ons jaar, dink ek, het die persoon toe gesê, sou Dirkie Eis eerste gewees het in die hele Kaap-provinsie met daai toegeval. So ek, ja, dit was amazing. En ek sê dit omdat, as jy mens terugdink, dan dink jy, ons het mekaar nogal aangespoor. Ek onthou dat, ek sal nie name noem, maar ek onthou vir al die meisies, het 'n boek gehad. En as die vraestelle teruggedeel word, dan het hulle neergeskryf wie kry watter punt en wie's hoeveelste in die ry en hoeveelste in die klas en so aan. En dis die eerste punt wat ek eintlik wil maak, op baie lang manier om daarby uit te kom. Maar die eerste punt wat ek wil maak is kompetisie, na my mening, is goed. Ek dink kompetisie bring die beste in ons uit. En dis of daai kompetisie is in die eenmanssaak in Moreesburg en of dit is omdat jy CEO is van 'n internasionale maatskappy, dit maak nie eintlik saak nie. Ek dink net dit maak die lewe interessant. Ja, dit sit druk by. Ek dink dit was Billie Jean King wat gesê, pressure is a privilege. En obviously in tennis veral is daar baie pressure die hele tyd, druk die hele tyd. Maar dit bring die beste uit in jou en dit maak die lewe interessant. En ek dink 'n mens moet die kompetisie moet jy embrace. Die ander ding wat dan na my saamgaan, wat ek baie keer dink en ons het dit baie gesien by Coronation as ons na maatskappye gekyk het, al is daar nie kompetisie nie, dink ek moet jy altyd jou besigheid so run,
dat die kompetisie môre daar kan aankom en dat jy dan nie hoef veranderinge te maak nie. En een van die maatskappye, en ek gaan miskien nou omstrede wees om dit te sê, een van die maatskappye wat ons baie keer as een van hierdie voorbeelde genoem het van waar mense nie die kompetisie in ag geneem het of nie aangeneem het daar gaan kompetisie kom nie, was DStv geweest. Ek weet nie of julle kan onthou nie, maar hulle pryse, ons het op 'n stadium met ons sê maar 5 of 10 jaar terug, onthou ek was die oefening gedoen. Hulle prys vir subskripsie het elke jaar met 4 of 5% per jaar meer as inflasie opgegaan. Hulle het altyd gesê die rand-dollar val en dit kos meer om direkte sport uit te staan, wat alles waar is, maar die realiteit was hulle pryse het in reële terme verskriklik opgegaan. En hulle het nooit kompetisie gehad nie, so hulle kon wegkom daarmee. En toe ewe skielik begin jy streaming kry en begin Netflix kry en die verbruiker is onder druk. En toe kom hulle agter, maar nou begin hulle verbruikers verloor en hulle moet hulle pryse begin aanpas. Of hulle moet goedkoper pakkette in die mark inbring. En dan word dit 'n baie negatiewe ding, want jy kan amper nie vinnig genoeg jou pryse aanpas nie. Plus die verbruiker is kwaad vir jou. Hy sê, maar hoekom het jy vir my dit gevra laas jaar en nou gee jy my kans om die helfte van die kanale teen 20% of 30% van die prys te kry en jy my moes verneek in die verlede. So daai tipe van ding, en dis 'n goeie voorbeeld dink ek, waar jy al was daar nie kompetisie nie, dink ek sou beter gewees het as jy nog altyd die maatskappy bestuur het asof die kompetisie daar was. So ja, dis so my eerste punt is ek dink kompetisie is goed. By the way, dit is ook 'n voorbeeld wat ek aan gedink het. Ek het onlangs die Netflix dokumentary gekyk oor Chris Evert en Martina Navratilova. Tennis was een van my sporte geweest en ek weet nie hoeveel van julle het gesien het, maar dis regtig baie goed. So as julle tyd het, gaan kyk dit, veral as julle hulle is onthou as spelers, as julle van daai era is. Maar een van die goed wat Chris Evert oor gepraat het, was toe Martina op 'n stadium met sy begin baie meer gewig te doen in die gym. En Chris Evert was hierdie dainty Amerikaanse cover girl wat soort van altyd feminine was en borge was mal oor haar. En sy was toe gedwing, sy het gesê of sy moet basies aanvaar sy gaan nooit vir Martina wen nie, want sy is nie fisies sterk genoeg nie, of sy moet haar gou gee, en sy het ook begin gym, en so sy het toe sê in die documentary, dit het haar toegelaat, sy het nog altyd gesukkel om haar te wen, maar sy kon haar eie loopbaan met iets soos 5 jaar verleng, want sy was fisies baie sterker in haar eie liggaam gewees. Nou weer 'n voorbeeld van hoe kompetisie die beste uit ons uitbring. So, dis die eerste punt. Die tweede ene is, terug te gaan na my storie, ek is toe universiteit toe, en ek het toe agtergekom, ek het aktuariële beurs gehad, maar agtergekom, maar eintlik is besigheid vir my baie meer interessant as die aktuariële kant, die syferkant. En op 'n stadium, en ek dink die penny het sit van finaal geval, toe ek was ergens vir 'n dag as student in Port Elizabeth, was ek na die perderiesies toe gewees. En ja, ons het baie van gehad, en het was festive soos daar goed altyd is, maar wat vir my gefascineer het, was om te sien hoe die boekies, die ouens wat op daar staan het jy nog nie die touts gehad, of by die touts is nie groot gewees, jy die boekies gehad wat fisies vir jou odds, jy gaan nou by Engels neerkom, maar vir jou odds gee, so jy gaan plaas 'n weddenskap by 'n spesifieke ou, en hy sê vir jou perd nommer 12, gee ek jou 10-1 as die perd wen. En as jy dan van ver af kyk, en dan sê nou so 15 van hulle gewees, wat almal langs mekaar hierdie gestaan het in besigheid gedoen het. En as ergens 'n groot bet, of groot weddenskap geplaas word, kom ons sê op perd nommer 12, dan sien jy, daar was altyd die een ou wat die prys gemaak het, en dan agter hom was 'n wat hulle genoem het 'n runner. En as jy nou groot weddenskap plaas op perd nommer 12, dan is hierdie ou het nou risiko, hy het vir jou gesê, ek gaan vir jou 10-1 gee as perd nommer 12 wen, maar dit is 'n groot klomp geld, en hy weet nie of perd nommer 12 gaan wen nie, maar hy weet as hy gaan wen, is hy in moeilikheid. Dan gaan daai runner, en hy hardloop na al die ander kompetisie toe, en hy plaas self weddenskappe by hulle, sodat hy, as hy perd nommer 12 wen, dan verloor hy sy geld hier, maar hy maak baie van die geld maak hy op by van die ander ouens. So dit was soort van 'n amper half 'n mark
in die kleine gewees. En dit het my gefascineer, hoe hulle daai risiko bestuur het. En dis hoe Prabbe uitgekom het, en op 'n stadium het ek gesê, maar ek kan nou of my beurs by Sanlam gaan afwerk, of ek kan dadelik probeer in finansiële markte inkom. En op 'n stadium het ek net gesê, nou wat, lewe is net te kort. En ek het toe by Sanlam beurs opgegee, en op daardie stadium is 'n klomp geld, en ek moes al die rente terugbetaal van dag 1 af en so aan. En dis die tweede punt wat ek wil maak, is daai ding van follow your passion. Dit is belangrik om eerste plek te weet wat jou passion is. So ek gaan gereeld met my kinders oor werk uit wat maak jou tik, laat jou opstaan in die oggend. En as jy dit uitgewerk het, dan moet jy gaan na vore, dan moet jy dit probeer nastreef. Nou, ek besef, nie almal kan dit doen nie, en partykeer is die korttermyn kostes en opofferings is te groot. Maar as jy enigsins kan, probeer jou passie kombineer met jou lewe. Want jy spandeer soveel tyd by die werk, dat dit sal baie sad wees as jy 'n werk het wat jy regtig nie in belang stel nie, wat jy eintlik maar net doen om 'n salaris te kry. En dit is dieselfde of jy salaris trek of jy besigheid bestuur, is maar dieselfde beginsel. So ja, soos ek sê, die tweede ding dink ek is streef jou passie na. Weet wat jou passie is en dan streef jou passie na. En dan wil ek kom by Coronation. Ek het 'n paar jaar by ander plekke gewerk, in Brei onder andere. En toe kom die geleentheid en toe by Syford's na toe gegaan en toe kom die geleentheid om Coronation te begin. En ek was nie, ek weet ons sê daar founding members of Coronation Fund Managers, maar die realiteit is ek was 'n baie junior founding member geweest. So ek was eintlik ek het nie aandele gehad in Coronation op daai stadium nie. So al wat gebeur het is die mense, die 6 stigterslede of 5 of 6 afhangend van hier aan kyk, stigterslede van Coronation het vir omtrent 14 van ons ander gesê, wil julle ons join met die begin van Coronation. En ek op daardie stadium het ons by 'n bank gewerk en jy kan nou soort van dink oor hoe die bank gereageer het toe die 5 het klaar bedank, hulle het klaar aangekondig, hulle bedank, 5 senior mense. Die bank het onmiddellik vir die res van ons gesê, ons gee vir julle groot bevordering, ons gee vir julle gewaarborgde bonusse vir die volgende 2 jaar, want dit was hulle grootste risiko of grootste vrees, die res van ons gaan ook gaan. So as ek was toe 29 jaar oud gewees, as 'n 29-jarige ou, hulle kom sê vir jou, maar jy kan een van die grootste effekte trusts in die land kan jy nou bestuur, jy gaan bonusse kry, jou huis gaan afbetaal, want daai tipe van goed in die volgende 3-4 jaar, baie aanloklik. Maar wat my dit amper nie 'n groot debat gemaak het nie, was die feit dat die mense saam met wie ek Coronation sou kon begin, was 'n jaar saam met hulle by Syford's, en in daai jaar was daar genoeg tekens dat dit mense is wat ek regtig kan vertrou, mense wat ek regtig respekteer, en saam met wie ek baie van kan hê om 'n nuwe besigheid te begin. So dis een van daai wat hulle noem binary punte, T-aansluitings in 'n mens se lewe, waar jy of as ek gekies het om te bly, het ek heeltemal 'n ander loopbaan gehad teenoor wat ek gekies het om te gaan. Baie meer risiko, maar baie meer excitement en baie meer fun. En ek dink, dit is dalk simplisties om nou met die benefit of hindsight te sê, dit was duidelik geweest dat mense dit moet gedoen het. Maar dis 'n derde punt wat ek wil maak is, follow your gut and sometimes jump in there, vat die kanse, want die lewe is kort, dis 'n cliché van die lewe een keer, en as jy nie daai kans gevat het nie, dan gaan jy nooit weet hoe dit sou uitgedraai het. Nou soos ek sê, dit help dat dit suksesvol was, maar ek onthou selfs lank voor dit suksesvol geraak het, daai eerste kliënt wat ons ingekry het, was wat jy die aand gaan drinks drink en gaan celebrate, want dit is ons eerste kliënt. In die eerste finansiële jaar was ons op profit maak, en ons die 2de of 3de jaar wat ons in besigheid wat ons wins gemaak het, die celebrations, die feesvieringe wat ons daar gehad het, dit soveel meer exciting gemaak, as om 'n gevestigde bestaande loopbaan te volg. So dis soort van die derde punt is, partykeer is dit die regte ding om net in te spring en daarvoor te gaan. Jy het net een lewe, so
So probeer dit so doen. So dis soort van die paar van die goedjies wat ek wou gedeel het oor lewenslessies, dis kompetisie, embrace kompetisie. Want dit maak ons sterker en dit maak ons gee ons meer energie, energize ons meer en so aan. Follow your passion en dan partykeer spring in go for it. Al beteken al kan jy nie altyd rasionaliseer nie, dit maak die lewe weer baie meer interessant. So dis die motherhood en apple pie stuff waaroor ek wou gepraat het. Net 'n paar goed oor Coronation. Mense vra baie keer, so ons is nou 33 jaar oud, ons het in 1993 begin. En soos ek sê, ons het letterlik begin met posbusse, met kantoorspasie hier, met baie basiese goede. So jy besigheid begin hardloop het. Ons het almal salaris aanpassings gevat om daar te gaan werk. So kry gaan dan omtrent 'n derde minder salaris, maar jy het aandele gekry in die besigheid. Of jy kon sien wat die bonusse gaan wees, daar was vir jou gesê, dis wat die bonusse gaan wees as jy sekere wins teikens behaal. So ja, as ek soort van terugdink oor wat was die rede gewees, en sommige van die goed gaan oor vlei. Die eerste ene was, ons as kollegas, ons was 20 gewees wat begin het. Ons as kollegas het baie respek vir mekaar gehad, en het mekaar ten volle vertrou. En dit is eintlik 'n amazing voorreg gewees, dat ons dit so kon doen, en toe, in 2005, toe daar klomp goed verander, toe het ons ingekoop in die besigheid, so toe kon ons amper af, ek sê baie keer vir mense, ek het die voorreg gehad om 2 keer by dieselfde besigheid oor te begin, en die besigheid, of dan nie heeltemal in die tweede geval op te bou nie, maar te moes verdedig. 2005 was daar weer groot, ons het baie van ons senior mense verloor, ek was op pad Australië toe gewees, en ons het teruggekom, ons sê, hierdie besigheid is die moeite werd om voor te veg, en ek dink op daai eerste jaar het ek getel, het ek iets soos 40 trips, of Johannesburg toe, of Durban toe meestal gedoen, om kliënte te gaan sien, met konsultante gaan praat en so. So dit was hard geweest, maar ons het mekaar vertrou, en ons het almal dieselfde rigting gegaan. So dit was amazing geweest as die ding wat daarmee saamgaan is, ons het van die begin af gesê, hierdie kultuur wil ons probeer beskerm. So ons het baie keer, veral in die begin, waar jy nie baie tyd het nie, waar jy baie tyd, so ek sê, op die pad spandeer en so aan. As ons 'n nuwe persoon wou aanstel, dan was die mees senior mense in die maatskappy was betrokke by die aanstelling. Almal het daai persoon onderhoude mee gevoer. Ons baie keer gesê, maar is dit regtig jy moet werk van 'n tydsoogpunt uit? Ons net gesê, die kultuur is so belangrik, dat ons wil nie hê, ons wil die risiko so min as moontlik maak, om die verkeerde mense aan te stel. Want, ons het vroeër vanaand oor gepraat van arbeidswetgewing, is moeilik om ontslae te raak van 'n persoon, veral as jy hierdie ding het van jy almal vertrou mekaar, en nou stel jy iemand aan, en jy kom na 6 maande agter, maar hierdie ou trek nie heeltemal in dieselfde rigting, en hy wil baie meer weet wat's in dit vir hom, as wat hy wil bydra tot Coronation. Dan vat dit baie lang, en baie energie, negatieve energie, om ontslae te raak van so 'n persoon. So, en ons het dit nie altyd reg gekry nie, maar ons het hard probeer om die kultuur dieselfde te hou, selfs hy die maatskappy baie groter geword. En ek is nou die laaste klompie jare baie minder betrokke by die algemene bestuur, maar ek gee die ouens nog altyd baie kritiek om daai kultuur te probeer beskerm. So dit was, na my mening, een van die ander goeie goed geweest. Derde ding was geweest, ons het kliënte eerste gestel. Nou dit klink baie weer motherhood en apple pie stuff, maar ons het ek kan legio voorbeelde noem waar ons besluite gemaak het wat ons gesê het in die kort termyn die wins gaan negatief beïnvloed, maar op die lang termyn die regte ding is om te doen. En op die ou end, in ons geval Coronation met batebestuur, jy verkoop eintlik vertroue. Jy sê vir iemand, vertrou ons met jou geld of met jou pensioen, want ons gaan die beste vir jou doen wat ons kan. En daarom is dit belangrik dat jy die hele tyd
die kliënt eerste stel en ook seker maak dat wat jy vir die kliënt sê is wat jy kan doen, om nie sekere targets daar te stel wat nie bereikbaar is nie. Ons is, ek gaan jou nie verveel met die hele storie van batebestuur nie, maar batebestuur in 'n manier is verskriklik kompeterend en eintlik verskriklik vervelig. Want jy praat van, jy probeer die mark met 2 of 3% 'n jaar uitpresteer. Die beste batebestuurders in Amerika sal baie gelukkig wees as hulle mark met 2% uitpresteer. Want die ding daarvan is jy het op 'n gereelde, op 20, 30 jaar, as jy die mark met 2% 'n jaar uitpresteer, na 36 jaar het jy dubbel die hoeveelheid geld teenoor die ou wat net in lyn met die mark spandeer, presteer. So dit is die waardeproposisie wat ons vir die kliënte gee, en dan moet jy wat dan daarmee saamgaan en wat weer saam met die kultuur gaan is, as jy dan 'n fout maak, en ons maak verskriklik baie foute, persentasie gewys in batebestuur, as jy meer as 53-54% van die tyd reg is jy 'n goeie batebestuurder. So ons maak foute en julle gaan dalk almal onthou, om nou nie amper die foute uithaal nie, vir die kollig op die verkeerde goed sê nie, maar ons het groot foute gemaak. En wat jy dan moet doen is, dan moet jy na 'n kliënt toe gaan en you've got to own up. Jy moet vir hulle sê, dit en dit het gebeur, dit is hoekom ons die foute gemaak het, en dis wat ons gaan doen om die foute te probeer regstel. Jy kan nie dan probeer wegkruip van die kliënt en probeer kontak vermy met die kliënt nie. So dit was vir ons belangrik geweest, so ek sê, ek onthou baie harde trips wat ons gedoen het op Johannesburg toe om kliënte te gaan sien, een na die ander, 3 of 4 vergaderings 'n dag waar ons moet gaan verduidelik, hoekom het ons te veel goud gehad, of hoekom het ons nie genoeg van die ander goeie maatskappye gehad. So ja, dit gaan alles saam met die kliënt eerste stel. Nie altyd die maklikste ding om te doen nie, maar dis die regte ding om te doen. Die eienaarskap het gehelp, ons het aandele gehad of kon aandele koop, beide kere, beide in 1993 en in 2005. Dit help dat almal dieselfde rigting dink. Maar dit is weer dit bring sy eie challenges, van die nuwe ou wat inkom, het nie soveel aandele soos die bestaande ou nie. So, maar dit help om mense 'n line of sight te gee, vir hulle te sê, luister, as jy by ons bly vir 5 jaar, gaan jy dit en dit, die tipe van aandele kan jy gaan kry, gaan jy kwalifiseer vir dit. So dit het gehelp, en dan die laaste punt om te maak is geluk. Dit klink triviaal, en ek sê dit nie, omdat ek probeer humble wees nie, ek sê dit, ons het letterlik, jy kan partykeer onthou, dat 'n vergadering het in 'n sekere rigting gegaan, en een van die kliënte het iets gesê, of jou die rigting verander, en die vergadering, die hele mood het verander van die vergadering, ewe skielik aan die einde van die pitch, word jy, sê hulle vir jou, jy was suksesvol gewees om die mandaat te kry. So, jy kan nooit geluk onderskat nie, maar dan is dit ook wat, ek dink is Gary Player wat gesê het, the more I practice, the luckier I get. So daar is klomp goed wat jy doen, sien kliënte genoeg, en op daai manier hopelik tilt jy die waarskynlikheid in jou rigting, dat jy meer gelukkig gaan wees. Maar ja, dis soort van, ek dink, dis genoeg, en ek dink miskien is die beste om liewer vrae te vat. Dis Louis, baie dankie. Enige vraag vir Louis? Van my? Louis, laat ek so nog kom met 'n vraag. Hier's baie ouers wat kinders in die skole het. Jy het net gepraat van you have to have passion. Hoe relevant is die ding dat mense nog vandag vir kinders leer do what you love? Want ons leef in 'n AI wêreld waar baie beroepe moontlik gaan wegval. Moet ons kinders in daardie rigting stuur, of moet ons kinders in 'n rigting stuur waar daar 'n toekoms is? Eerste plek, dink ek, die toekoms is so onseker, soos jy sê, met AI, met al die impak, dat is al 'n paar jaar gelede was coding, was die rigting wat almal in wou gaan, en ewe skielik is coding nou een van die eerste beroepe wat onder AI se teiken kom. So, ek dink net, die toekoms is so onseker, dat ek sal baie eerder sê, as jy passie het vir wat jy doen, of jy passie het vir waar jy wil gaan studeer, dan jy groter kans op sukses. Want daai passie gaan jou hopelik ook toelaat
om te kan sien hoe die landskap verander en jy dan in 'n ander rigting toe kan sit. Dis my aanbeveling vir my kinders ook. Absoluut, vind eers die passie en dan moenie iets doen omdat jy dink vandag is dit in vogue en jy gaan meer geld verdien in hierdie loopbaan as in 'n ander loopbaan. Dankie. Nog vrae? Ik zou graag mevrouw Alan. Hallo. Ik word nou 4 jaar in die area ons in Koringberg, my dorpie. Maar ek was onlangs weer op Oorsee gewees. Vijay ken jou daarvoor, ek ken Vijay. En hy sê jy woon gedeelte op Oorsee. Ek sal graag hoor hoe jou opinie is in terme van hier te kom, te sien wat ontwikkel hier so, te sien veral plattelandgewys of daar vir jou 'n groot verskil is met Oorsee en of ons as 'n kultuur, Suid-Afrikaanse, Afrikaanse mense, en wat sal dit in jou opsie gaan? Ja, dis 'n groot vraag. Eerste plek met Oorsee travel moet ek dadelik sê mens reis mos gewoonlik maar na die stede toe. Dis gewoonlik wat jy as jy beperkte tyd het, dis waar jy die meeste tyd spandeer. So ek wil nie vir 'n oomblik dink ek ken die platteland Oorsee so goed nie. Ek dink die een ding wat ek kan sê, ek is mal oor roadtrips. So in Suid-Afrika as ek hier is ek spring baie keer in die motor en ek ry en ek slaap in klein dorpies en miskien omdat ek van Moreesburg afkom en 11 jaar van my lewe hier spandeer het. En ek dink die klein dorpies wat werk en mense kan ons nou maar, jy kan gaan kyk na die Prins Alberts van die wêreld en die Darlings en ek was nog in Clarence gewees en my hoor is 'n wonderlike dorpie. Dan gaan dit juist baie keer en hier moet ek vir Fritz krediet gee. Toe ek vanaand hier middag hier instap en ek sien die tafels, toe dink ek, die ouens is baie optimisties. En my idee van Moreesburg is 'n relatief klein dorpie en hier het hulle hom volgemaak. En ek dink daai klein dorpies werk as mense vir mekaar omgee, as daar community is. Louis, dit sou net Mansberg gebeur. en ek dink dis 'n besondere voorreg om in so 'n gemeenskap te kan groot word waar mense of jou kinders te kan grootmaak. Want daar is 'n klomp voordele aan kleiner wees. Ek meen as ons nou altyd daai debat rondom 'n large fish in a small pond versus a small fish in a large pond. Maar vir my was dit uit en uit gewees. Ek sou nie my kinderjare enige ander manier wou gehad het om op 'n kleiner dorpie te wees en meer blootstelling te hê. Selfs 'n klein universiteit, ek was op Port Elizabeth op universiteit gewees, ook 'n klein universiteit, meer geleenthede te hê. En dan, maar jy moet jouself, dis daai punt wat ek vroeër gemaak oor kompetisie. Ek dink jy moet jou altyd meet aan die global standards, maar jy hoef nie in die groot stede te woon om die global standards na te streef en te bereik. So ek weet nie of ek heeltemal jou vraag antwoord nie. Ek dink daar's niks fout met kleiner dorpies nie. Ek dink dis eintlik wonderlik as jy kan sien dat kleiner dorpies kan suksesvol wees. En daar is dit goed so skole en kerke en al die goed wat belangrik is, want as daai goed begin gaan en jy sien dit tog in baie in die ontvolking van die platteland, sê net maar die Oos-Kaap, dan sien jy van daai institusies gaan en dan word dit moeiliker om 'n gemeenskap forum te hê, 'n gemeenskap te hê wat omgee vir mekaar. Maar ek dink dit is 'n voorreg om op 'n kleiner dorp te kan voel. Nog vrae? Terwyl ek dink, ek het 'n vraag vir jou. Enige besigheidsboeke wat jy kan aanbeveel wat uitstaan vir jou? Ek gaan baie vervelig wees want ek het hoofsaaklik omdat ek in finansiële markte is, het baie meer finansiële markte gelees. Maar daar's 'n paar boeke wat ek gedink het. Ek is mal oor biografieë. Nie noodwendig autobiografie nie, want autobiografie is baie keer word geskryf met soort van wat sê daai rose-tinted glasses wat die ou wil homself wil jou vir die leser probeer vertel hoe goed hy was. Maar as 'n paar boeke waaroor ek baie keer praat, as dit gaan oor autobiografieë en dis nie noodwendig besigheidsboeke nie, maar ek dink is lewensboeke. Die een daarvan is André Agassi se autobiografie. Ek weet nie of van julle hom gelees het nie. Dit is een van die mees
eerlikste autobiografie met al sy foute, met al sy vrese, met al sy demons waaroor hy gepraat het. En dan, maar daarmee saam, hoe hy daarmee deel, wat hy doen om te kompenseer daarvoor. So ek dink ek sê altyd vir mense, is 'n baie goeie boek. Ek het die boek gelees, en dis 'n besigheidsboek met 'n bietjie geskiedenis van Amerika by. Dis deur Catherine Graham geskryf, en ek kan nou nie onthou wat die titel van die boek was nie. Catherine Graham was die dogter van die eienaar van die Washington Post, wat vir jare lank en seker vandag nog baie influence, groot invloedryk is in Amerika en veral in Washington in die politieke bestel, omdat dis obviously dit gaan oor DC en dit gaan oor al die politieke skandale. En dit was dieselfde as 'n 900 bladsy ding, so ek moet jou dadelik waarsku, gaan jy kykie vat om dit te lees. Maar sy was ook brutally eerlik geweest. Weer oor haar, sy was 'n dogter in daai jare, sy het so vroeg in 1900 het sy groot geword. Sy was nooit opgelei geweest om die besigheid oor te vat. Haar man, om die waarheid te sê, sy was die dogter van die entrepreneur geweest. Haar man het die besigheid oorgevat, toe hy op 'n stadium selfmoord gepleeg. En toe moes sy step in. En is weer daai brutally honesty waarmee jy dan deel. Hoe deel jy met krisisse? Hoe kom jy weer bo uit as jy hierdie terugslag gekry het? So ek sê baie keer vir mense, dis goeie boeke, dis nie noodwendig werksboeke nie, maar dit gee, ek dink dit rus jou toe vir beide die lewe en vir werk. So dis nou twee waarna ek vinnig kan dink, as jy my 'n bietjie meer kans gee, sal ek dalk later nog kan doen, ja. En jou eie boek? Nee. Nee, ek het al baie keer gedink, dis 'n soort van 'n filosofiese ding, ek het baie keer gedink, ek wil vir my kinders, ek wil vir hulle laat weet oor die lekkerte van byvoorbeeld Coronation se bou. Maar ek dink is baie ydel om 'n boek te skryf. So iemand het vir my gesê, maar hoekom doen jy nie net, is nou baie maklik deesdae met iPhones, jy praat net met die kamera en jy los vir hulle persoonlik, so dit sal ek dalk doen, maar dit gaan nie vir publieke consumption wees nie. Nog vrae? Rondom op skool hoor mens baie van sukses. Wat is ons definisie van sukses? En 'n paar wenke om daar uit te kom van 'n skoolvlak. Dis 'n baie goed, ek het almal gehoor, wat is die definisie van sukses en hoe kom jy daarby uit? En nou jy kan, mense skryf boeke, hulle skryf PhD's daaroor en goeders. Van my oogpunt aan, miskien het ek het 'n persoonlike journey gehad, wat ek jou nou nie meer gaan verveel nie, maar ek dink op die ou end, ek is nou 62 jaar oud, ek het 2 hartaanvalle gehad, wat mense nog 'n bietjie laat regop sit en laat wonder oor die lewe en wat jy wil agterlaat en wat jou legacy is en so. En op die ou end, en dit klink baie cliché, dink ek is geluk is sukses. Ek dink dit is daai, jy kan jou lewe lank gedrewe wees en in rigtings gaan, geld hê of sukses hê, en mense het wat rapporteer aan jou, of so oënskynlike sukses hê, deur mense wat rapporteer aan jou, of wat jy word geag deur die wêreld, maar uiteindelik op jou sterfbed, as jy nie gelukkig was nie, dan dink ek nie het jy sukses gehad nie. So, en dit kom terug na daai passie. Ek dink jy moet uitwerk wat werk vir jou. Wat is ek sê baie keer goed soos die bergfietser. Ek ry nie, ek kan nie wen nie, ek is nie vinnig genoeg, ek is te groot, ek is te lui of te stadig teen die bilte uit. Maar dit gee vir my daai blootstelling in die natuur, laat my dele van die land sien wat jy andersins nie by kan uitkom nie. It's my happy place, en ek dink dis deel van wat belangrik is om op jou reg te kry. Ja. Die Steinhoff, wat invloed het dit op julle besigheid gehad? Wat het julle geleer daaruit? Die rede om te vra nie is dat die Steinhoff in die Baastika goeders geborg nie. Niemand geweet wie hulle is nie. Jy weet, jy moes gaan soek het. Dit is amper vir Google geweest. Jy
staan op hierdie goed niemand weet wie hulle is nie. Ja. Ja, so Steinhoff, ek word nou breed herinner aan ons foute. En Steinhoff was een van hulle gewees. En dalk gaan iemand anders net 'n vraag vra oor African Bank ook. Dis nog een, hè. Ek dink Steinhoff, teen die tyd wat ons daaraan belê het, dit was nie meer 'n klein besigheid, dit was klaar groot geweest. Dis eintlik, dit maak dit erger. Want as dit nog klein was, dan sou ons aanvanklik die groei van die aandeleprys gehad het en dan sou dit geval het. Ons het nie dit gehad nie. Ons het redelik, ek sal nie sê teen die top nie, maar redelik aan die einde van die storie ingekoop daarin. En wat het ons gedoen om dit, en dis die ding van beleggings, dit in die eerste plek, daai vir alles 'n maatskappy heeltemal bankrot gaan, of as jy die aandeel verkoop teen 'n fraksie waarteen jy dit gekoop het, dan daai verlies, daai negatiewe opbrengs, bly in jou portefeulje. So nou moet jy soveel harder werk op al jou ander aandele om suksesvol te wees, om net op te maak vir daai gat wat daar was. So dis al wat ons gedoen het. Ons het letterlik, so ons kan vandag sê ons track record, prestasierekord is nou 33 jaar oud. En ons het, en ek gaan nou hier dalk uitwees met 'n persentasie, maar ek dink is of net oor 2% per jaar beter as die mark gedoen, of net onder 2%. En soos ek net het gesê, na 33 jaar, as jy dit vir 33 jaar doen, dan het jy basies dubbel hoeveelheid geld as wat jy sou gehad het, as jy net in die mark belê het. So, Steinhoff sit daarin, African Bank sit daarin, en nou moet jy soveel harder werk. En al wat jy kan doen in beleggings, is more of the same. Jy kan nie groter risiko's vat omdat Steinhoff gebeur het nie, want as daai risiko's nie werk nie, dan is jy verder in jou dinge sin. So ja, dis hoekom ek sê, dit is so 'n moeilike beroep, want dit klink so maklik, wel, jy kies net 'n portefeulje van 50 aandele, en solank as wat jy reg gekies het, gaan dit fyn wees. Maar elke keer wat jy 'n gat het, dan moet jy soveel harder werk om dit op te doen. As ek kan, en ons het obviously baie tyd spandeer om te analiseer, wat het ons verkeerd gekry. En ek dink, ons soos baie ander in Suid-Afrika, is aan die mees gelei deur die flamboyante storie, die larger than life persoonlikheid, die larger than life ideale, die feit dat hulle in die wêreldmarkte gaan goed doen. Ja, so ek dink dis waar ons verkeerd gegaan. As ons nooit Marcus Jooste ontmoet het ons dalk nooit in Steinhoff belê nie. Nog vrae? Nog 'n laaste een? Ok, Louis, ek dink dit is dan dit. Ek dink wat ons nou gaan doen is, ek gaan gewoon net die bedankings doen, en dan gaan Marlene ook net iets oorhandig, dan kan ons lekker gaan en aansit vir die ete is reg. Louis, ek gaan net vra dat ons net na afloop van die ete net 'n paar foto's kry. Belinda, ek dink julle wat saam met Louis was, dat ons dalk 'n foto vir 'n groepfoto maak. Ek was saam met sy suster gewees. Sy suster was saam met my gewees. Okay. Ek saam met sy suster. Dat is nie vir Pieter, dat is Pieter 'n foto Ek stuur. voel gevlei dat hy dink ek en jy was saam. Alright, en dan as julle omgee die burgemeester, as ons net 'n paar foto's kan kry, na die tyd sal ons baie bly wees. Ek wil net gou dan, wat is volgende nou? Waar's die ding? So hy het weg by Buttels. Ja, ek wil weer eens baie dankie sê vir ons